Goeiemôre. Kan ons mekaar mooi hoor? Ek hoop so. Baie welkom in die huis van die Here en wat 'n wonderlike dag as ons hier by mekaar kan wees. Maar voordat ons nou verder gaan, kom ons maak net gou die oë toe en dan raak ons rustig in sy teenwoordigheid. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, wat 'n voorreg het ons om vanmôre U naam groot te maak. Wat 'n voorreg het ons om aanbidding te doen tot U, Here. Die lofsang wat ons vanoggend gehad het, ontvang dit as 'n lofoffer van ons af van U vanmôre. Here, die woord wat ons vanmôre gaan oopbreek, o Heilige Gees, sal U die draer van hierdie woord wees. En dat my tong maar net die instrument sal wees vir die woord wat uitgaan. Seën ook so die diens en Here, my hart is dat elkeen van ons ontvanklik sal wees. Here, dat ons sal afskakel dit wat al hierdie week gebeur het, afskakel tot waar ons vanoggend in hierdie sitbank kom sit. En dat ons kan oop en ontvanklik kan wees. Want aan U kom al die lof en al die eer. Amen. Amen. Nou, ek wil gou so vinnig by julle hoor, is hier enige iemand wat lief is vir hardloop? Daar's daar 'n hand. Daarbo was ook daar 'n hand gewees. Ek is baie bly. Is daar enige iemand wat noem hulle hierdie ding parkrun? Daar's parkrun. Daar kom ons daarom by 'n parkrun. Is daar mensies wat dalk gym? Hier's daarom nog. Daar's gymhande ook. Nee, jene. Ons is daarom 'n kerk lyk my wat daarom fiks is. Dit is 'n goeie ding. Dankie broer. So, die tema vanoggend is hardloop vooruit. So ek wil nou net vra vir al hierdie mense wat so fiks is, asseblief moet nou nie vooruit hardloop nie. Hou net so bietjie vas, sit net so bietjie. Nou vanoggend gaan ons saam lees uit Lukas 19. En ons gaan bietjie lees oor ou Saggeus, hoe hy vooruit gehardloop het en ons begin sommer dadelik wegspring in die woord vanmôre en vanaf vers 1 staan daar, en hy het in Jerigo gekom en daar deur gegaan. Nou natuurlik hierdie hy waarvan hier gepraat word, julle sal sien die H is hoofletter, so hulle praat van Jesus. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy 'n klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n willevye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Nou voordat ons enigstens die skrifgedeelte verder gaan lees, wil ek net so bietjie stil staan hierso. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik, wie is Saggeus? Hierdie gedeelte wat ons lees, in die eerste paar woorde lees ons van Jesus wat in Jerigo aankom, en daardeur beweeg, en dadelik word daar oorgespring na die karakter. En hierdie karakter se naam is natuurlik Saggeus. Maar Saggeus se karakter word beskryf hierson. En dit word beskryf deur 2 woorde. Hy's 'n tollenaar en hy's 'n ryk man. Dit is aan wie en wat hulle hom toeken. Nou net om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee, om die Romeinse ryk te bemagtig. Jy weet, hulle het baie weelde gehad en hulle het baie goedjies gehad en hulle het baie geldjies nodig gehad om die dinge te doen wat hulle graag wil doen. Het hulle die mense swaar belas. Dis nou soos in vandag wat ons belasting moet betaal, nee. Het hulle die mense swaar belas sodat hulle hierdie Romeinse ryk kon bemagtig. En daarvoor moes hulle gebruik maak van tollenaars. Nou, hulle het die geldjies ingesamel en die dingetjies gedoen, maar die Romeinse ryk het nie regtig omgegee wat hulle ekstra doen nie. So die tollenaars het natuurlik seker gemaak,
Hulle sit so 'n bietjie 'n ekstra geldjie hier in hulle sak. En die Romeinse ryk nie omgegee nie, solank hulle gedeelte kry. En daarom het Saggeus definitief genoeg gehad om van te lewe. Eintlik meer as genoeg. Sy koffers het oorgeloop. Geen wonder dat die tollenaars in daardie tyd glad nie gunsteling onder die mense was nie. En so ook ou Saggeus nie. Maar nou die ironie van die saak is, as ons gaan kyk na Saggeus en wat sy naam beteken, is dit so kontrasterend in wat hy gedoen het. Want Saggeus beteken rein en onskuldig. En hy was alles behalwe rein en onskuldig gewees. Ek dink inteendeel, dit wat hy daar gedoen het, sy handeling het die teenoorgestelde gedoen. Maar, wat so interessant is, met alles wat hy gehad het, was hy ook nuuskierig. Daar was mense saamgedrom, en met al sy besittings wat hy gehad het, het hy nog steeds in sy nuuskierigheid ook beweeg in die rigting daar, waar hierdie man wat almal van praat. Maar daar is 'n samedrom van mense, wat om hierdie Jesus beweeg. En as gevolg van hierdie klomp mense, was dit vir Saggeus onbereikbaar om by hierdie Jesus uit te kom. Miskien is dit omdat hy 'n buitestander was. Dat hy nou juis in die buitekant van die groep was, maar ook omdat hy 'n kort mannetjie was. Nou, ek kan myself nou maar net indink, hierdie kort mannetjie wat op die kantlyn staan, en dalk op en afspring, net om oor hierdie mense te sien, en al wat hy sien is die mense hierso by die heup en bladhoogte. Hy kan nie sien wat daar binne aangaan nie. Hy kom nie reg nie, maak nie saak wat hy doen nie. Maar, hierdie is 'n man met 'n plan. Hy redeneer vir homself, as ek nie binne in hierdie groep kan inkom nie, dan moet ek 'n ander plan maak. En hy kyk rond en hy kyk in die rigting wat hierdie groep mense en Jesus gaan beweeg, en hy sien daar's 'n willevye boom. Daar gaan ek inklim. En hy hardloop vooruit. Hy hardloop vooruit uit nuuskierigheid uit, om te sien wat daar aangaan. Maar nou wil ek weer 'n stop hierso insit. Nou wil ek bietjie terugdraai na ons toe vanmôre. Hoeveel keer hardloop ons vooruit, so Saggeus, om net 'n stukkie van Jesus te wil gaan sien. Ons is soekend na hom. Elkeen van ons het 'n begeerte in ons hart om hom te soek, en dis geplaas daar deur God. Ons wil so graag net hierdie stukkie van hierdie Jesus. En ons spring ook dalk in hierdie besige lewe wat ons is, spring ons ook op en af soos 'n haas. Net om te kyk of ons nie dalk iewers vir Jesus kan ervaar en hom kan sien nie. En dan gaan ons verder, ons maak plannetjies. Ons gaan hoor en ons gaan kyk waar daar genesingsdienste is, waar daar hier bekeringsdienste is, waar daar hierdie seminare en al hierdie aksies is. Net om te gaan kyk uit nuuskierigheid uit. Net miskien kan ek 'n stukkie van Jesus daar raak sien. En moet my nie verkeerd verstaan nie. As jy met die regte bedoeling soontoe gaan, dan het ek geen probleem daarmee nie. Maar hier het hierdie man uit nuuskierigheid uitgegaan om Jesus te sien. Maar as ons weer na vers 5 gaan kyk, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Jesus het nie nodig gehad om Saggeus te gaan soek nie, want hy het hom klaar gesien. Jesus het nie nodig gehad om rond te skarrel of plannetjies te maak of vooruit te hardloop om Saggeus raak te sien nie. Jesus het doodeenvoudig by die punt gekom, hy het gestop
En hy het opgekyk en hy het hom op sy naam geroep en gesê, Saggeus, klim af. Jesus roep hom op sy naam. Net so kan ons lees, en dis 'n baie bekende vers, Jesaja 43, vers 1, waar daar geskrywe staan, maar nou sê die Here, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Is hierdie nie wonderlik nie, om te weet, dat so ook vandag nog, kom God en hy roep jou en my op ons naam. Hy ken jou hart en hy weet alles van jou af. O Jene, ek weet nou nie eintlik of dit so goeie ding is nie. Hy my regtig ken, alles wat ek doen, alles wat ek sê, maar wat van die foute wat ek het? Wat van alles wat ek al in my lewe aangejaag het? Of wat van die dinge wat ek besig is op hierdie stadium? Ek weet, dit is verkeerd wat ek doen, maar ek kan myself net nie so ver kry om dit te stop nie. Hierdie tong van ons, o genade. Ons tong wat ons net nie in toom kan hou nie, want, daar's nog 'n kinderstorie uit. Of ek kan nie my tong hou om iets oor iemand anders te sê nie, of hierdie vloekwoorde wat so maklik oor ons monde rol, en dit is nou maar net so, dit is nou maar my taalgebruik. Skelstories, of stories aandra. Hierdie tong van ons is 'n baie lelike ding. O genade. Miskien moet ek maar eers 'n paar dingetjies eers in my lewe gaan uitsorteer, voordat ek God in my lewe innooi. Miskien moet ek maar net eers kyk of ek hierdie nie kan uitsorteer, dat ek net hierdie foute bietjie minder kan maak, en dan kan dit daarom beter wees as ek Jesus in my huis innooi as gas. Nou Jesus noem hom nie net op sy naam nie, maar deel daarvan gaan Jesus by hom tuis as 'n gas. En in daardie tyd as gas in die huis, het jy nie net na die huis toe gegaan en sommer net daar in die sitkamer gesit, soos wat arme Laurens, as jy hom nooit daar na julle huis toe, dan kry hy die mooi sitkamer, en hy kry die mooiste koppie koffie en tee glasie, kry hy sy koppie, en dan sit nou maar dit, en dan is die pad weer voordeur toe, nee, dis hoe dit gaan. Maar in daardie tyd was dit anders, as jy gas in die huis is, dan gaan sit jy saam aan tafel en jy eet saam. Hoe lekker kon dit nou gewees het? So ek hoop die gemeente het hierdie een baie mooi gehoor. Jesus ken vir Saggeus. Hy weet wie hy is. Hy weet wat hy gedoen het. En nog steeds kies hy om by hom tuis te gaan. In daardie tyd natuurlik is die samekoms die eettafel. Daar word saam geëet, en ook wat baie belangrik is om te verstaan, dat as jy iemand genooi het vir 'n ete, en jy het 'n ete wat jy saam geniet, dan is daar 'n wederwysige aanvaarding. Ek aanvaar wie en wat jy is. En dit is deel van die betekenis daarvan gewees. Daar's 'n vriendskapband wat gebou word. Daar's brood wat saam gebreek word, net soos wat ons brood breek vir die nagmaal, en daai intieme verhouding plaasvind, en dan ook die wederwysige deelsaamheid wat plaasvind, wat bande bou. Hier kom Jesus, en hy bou bande met Saggeus. Net so kom God, en hy staan vanmôre by jou.
En hy sê vir my en vir jou, klim af van die willevye boom waarin jy sit en kyk uit nuuskierigheid uit. Ek wil vandag by jou tuis gaan. Vraag wat ek jou vanmôre wil vra, is jy gereed? Is jy gereed om hom vanmôre in jou huis in te nooi? Gaan jy soos Saggeus opgewonde op en af spring van blydskap en Jesus as gas in sy huis innooi? Of gaan ons verskonings uitdink en sê, Here, miskien 'n ander keer as U deur Jerigo beweeg? Miskien dan, maar net nie nou nie. Kom ons maak dit 'n ander dag. Openbaring 3:20 staan hierdie mooi vers, maar dit moenie net 'n mooi vers bly nie. Daar staan geskrywe, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Maaltyd gaan nooit weer vir my en vir jou dieselfde wees nie. As jy daai vers lees en jy lees van 'n maaltyd wat God saam met jou wil hou in jou huis, sal dit nooit weer dieselfde wees nie. Die maaltyd is God wil 'n intieme verhouding met jou hê. Maar kom ons gaan terug na ons skriflesing en ons gaan verder daarvan vers 7 af. En daar staan geskrywe, en toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, het hy by 'n sondige man tuis gegaan? Natuurlik, omdat die mense daar geweet het en verstaan wat dit beteken. Hierdie man wat hulle so ophemel en so omdrom, maar hy gaan vereenselwig hom met 'n sondaar. Hoe kan hy dit doen? Maar kyk Saggeus se reaksie. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes. En as ek aan iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hier het natuurlik 'n wonderwerk gebeur. Want as gevolg van die liefde en die ontferming het Saggeus se hart verander. Sy hart het totaal en al 'n omswaai gemaak. Hierdie ontmoeting maak dat die skille van Saggeus se oë afval. En werklik vir Jesus sien. Jy verstaan dat vroeër het hy hom probeer sien uit nuuskierigheid. Wie is daardie man? Min wetend hoe wonderlik dit is om hom te sien. Werklik te sien. En dan nie net Jesus wat almal van praat soos in die te sien nie, maar ook aan tafel met hom te kan sit. En in hierdie sien 'n band te vorm in 'n verhouding. En dan nog meer. Hy het nie net vir Jesus gesien nie, maar hy het as gevolg van Jesus wat hy gesien het, die mense om hom raak gesien. Hy het die mense om hom raak gesien en hy het met ontferming na hulle gekyk en met omgee dat hy na God toe kom en sê, ek wil regmaak, ek wil in hulle gee. Nêrens lees hierso dat Jesus hom gedwing het en gesê, jy beter nou regmaak, jy beter die helfte van jou goedjies vir die armes gee, jy beter die wat jy onreg aangedoen het en by hulle geroof en gesteel het, dat jy 4-dubbel vir hulle nee. Hy het dit gedoen, hoekom? Jesus het eerste aan hom liefde betoon en toe reageer hy terug met liefde. 1 Johannes 4 vers 19 sê dit so mooi. Ons het hom lief,
omdat hy ons eerste lief gehad het. Jesus het sy liefde en aanvaarding aan Saggeus betoon. En in hierdie ontmoeting het sy lewe totaal en al vir ewig verander. Ek wil graag die volgende skrifgedeelte met julle deel uit Filippense 3. En hierdie skrifgedeelte moet ons mooi na luister. En dit is 'n opdrag wat Paulus uitgeskryf het, wat eintlik ook op elkeen van ons harttafels behoort te wees. Filippense 3 vers 8 tot 14 staan die volgende: Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word. Nie net my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek ook in sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het nie, of al volmaak is nie, maak ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. En hoor mooi na hierdie woorde, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry, om die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou ek wil net so die eerste versie, want dit is baie groot woorde wat ons hier lees, wat staan, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus. Wat Paulus eintlik hierso sê is, ek oorweeg alles wat ek al in my lewe gedoen het tot nou toe. Ek oorweeg al die kennis wat ek opgebou het. Ek oorweeg al die dinge wat ek gedoen het. En ek besef dat dit is alles waardeloos. Dis waardeloos as hy dit vergelyk met die grootheid om in verhouding met Christus Jesus te kan staan. Maar my hart is dat ons hierdie Filippense 3 vers 8 tot 14 oor en oor gaan lees. En as ons werklik die betekenis van hierdie wil deel maak van ons lewe, gaan ons tot die besef moet kom dat ons gaan van binne af moet verander. Ons kan nie meer dieselfde lewe nie. Ons kan nie meer dieselfde dink oor die lewe nie. Ek kan nie meer dieselfde na die mense daar buite kyk nie. Ek moet my lewenstyl verander. Is jy bereid om jou eie mensgemaakte waardes neer te lê, sodat jy God beter kan leer ken en leer wat is dit wat hy eintlik vir jou instoor het? Is jy bereid om in jou besige skedule waarin jy leef, bietjie meer tyd te maak, om bietjie meer Bybelstudie te doen, en tyd in sy woord te spandeer, meer tyd in praise and worship, meer tyd in gebed, om as te ware op so 'n manier aan tafel met hom te sit? Is jy bereid om jou eie planne, jou eie drome en jou eie doelwitte neer te lê en te gaan kyk deur die verhouding van ons God en Hemelvader? Wat is sy plan vir jou lewe? Net so Saggeus in die begin vooruitgehardloop het na hierdie willevye boom uit nuuskierigheid uit,
het hy as gevolg van en na die ontmoeting met ons Vader, het hy vooruit gehardloop in aksie. Hy het vooruit gehardloop om neer te sit dit wat agter is, soos wat in Filippense 3 staan, en vooruit gehardloop om te doen dit wat reg is. Nou, ek weet, skoolvakansie is amper hierso, en die kinders, gewoonlik is dit nie net die kinders, die ouers doen ook, help ook ons met die huiswerk, veral as dit kom by take. So vandag is die dag wat ons die uitstap, wat ons bietjie huiswerk kry. Ek gaan 'n vraag vra en ek gaan hom 2 keer vra, dat ons seker maak ons mis nie hierdie vraag vanmôre nie. En die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra is, waartoe is jy besig om te hardloop? As ons nou gehoor het wat het met Saggeus gebeur, en jy gaan neem net so bietjie perspektief oor wat in jou lewe is. Waar staan jy in jou verhouding met God? Hoeveel keer sit jy met hom aan tafel? Hoeveel keer breek jy brood saam met hom? So vanmôre wil ek vir jou vra dat ek en jy, wanneer ons hier uitgaan, ons kan nie volgende Sondag dieselfde mense hier wees nie. Ons moet verander. So ek vra vanmôre vir jou die vraag, waartoe is ek en jy besig om te hardloop? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, ons wil vir U eerstens baie dankie sê dat U ons uitnooi om aan tafel by U te kom sit. Dankie Here dat ons in hierdie huis vanmôre 'n stukkie brood kom breek, bietjie tyd spandeer in U woord. Dankie Here dat ons kon kyk na 'n man soos Saggeus wat vooruit gehardloop het, en hoe U in U liefde en U teenwoordigheid in sy lewe so verander het, dat hy vooruit gehardloop het vir U. Vader, en dit is ons hartsbegeerte, dat ons in alles wat ons doen, U altyd eerste sal stel. Here, dat ons alles wat ons doen, aan U al die lof en al die eer sal gee. Vader, dat waar ons vooruit hardloop, dit met opgewonde en met blydskap sal wees in die pad waarheen U ons stuur. Ons wil vra, Vader, dat hierdie woord wat ons ontvang, dat U dit in ons harttafel sal kom skryf. Ons wil vra, Vader, dat U met ons sal wees in alles wat ons doen. So vra ek, Here, waar ons vanmôre hier by mekaar is en van mekaar af uitgaan, wil ek vra dat U seën oor elkeen van ons sal wees. Vir elkeen wat moeg en oorlaai is. Here, sal U hulle laste vir hulle kom wegvat. Ek wil vra vir genesing, Here. Selfs die mense wat in die hospitale is, dat in hierdie gebed daar genesing vir hulle is in die krag van Jesus Christus. Ek vra Heilige Gees dat U ons sal kom opwakker en wakker hou, want die tyd is min. Ons gebed is, Vader, dat U ons sal vooruitstuur, dat ons voorhardlopers sal wees, met U liefde en U genade en U vrede wat uitstraal. En ons bid U, Vader, nie om ons dit ooit kan verdien nie, maar alleen uit genade uit. Amen.